Goeiemôre almal. Baie seën op hierdie dag wat ons die geboorte van Jesus Christus as ons verlosser herdenk. So voor ons begin gaan ek gou vir ons in gebed. Aba Vader, ons kom voor U, Here, in die naam van Jesus Christus. Vader, baie dankie, Here, dat U seun gestuur het, my God. As 'n weerlose baba, my God. In 'n krib in Bethlehem. My Here, as ons verlosser het U hom gestuur. Dankie daarvoor, Vader, dat ons vanoggend in herinnering kan bring, Here Jesus. Die feit dat U gebore is, Here. Die feit dat U ons verlosser is, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat U seën sal rus, Abba Vader, op hierdie diens vanoggend. Dankie vir die woord, Abba Vader. Here, U woord is lewend en is kragtig, my God. En is skerper, Here, as 'n tweesnydende swaard. Here, dit bring skeiding tussen siel en gees en tussen gewrig en murg. En ontbloot die bedoelings en gedagtes van ons harte. Mag U naam vanoggend, Here, verheerlik word in alles, Vader. Van die worship, Here, tot die woord en gebed, Vader. Maak nie saak wat nie, Here, maar mag U naam vanoggend, Here, die naam bo elke naam. Die naam by wie elke knie sal buig, Here, in die hemel, op die aarde en onder die aarde, Here. Dat elke naam sal bely, dat Jesus Christus God is. Ons loof en ons prys U, Here, en ons sê vir U dankie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Is enige besoekers vanoggend vir die eerste keer? Ek weet daar is ene, dis 'n familielid, dis my suster se kind. Soms so voor ons begin, dat ek gou vir julle vertel, so getuienis die lewer, sy Sondag gedoop, né? So ons eer die Here vir haar. So sy is gedoop Sondag, kyk hoe werk die Here. My ma het nou al, ek dink is 2 weke terug, het sy ons 'n draai kom maak. Ons kommunikeer en praat nie baie nie, en sy noem toe maar dat sy gedoop gaan word, en ek vra toe maar waar dit is, en ek gaan woon toe by Sondag aand, en dis hoe die Here werk. Verlang het ek gesê, ek het op 'n stadium, het ek aan mekaar profetiese woord, dat ek later sê, Here, ek weet nie meer of ek kom of ek gaan nie. En verlang was dit stil, en terwyl ek daar in die diens sit, sê die pastoor van vooraf, jy meneer met die rooi hemp, dis dit nou ek. Toe die Here vir my 'n boodskap daar, wat regheid in my lewe inspreek. So ek moes daar gewees het, en as jy ooit gedink het dat God nie op snaakse draaie met jou kan werk nie, wees verseker, God sien jou. Hy ken jou. Hy weet waartoe jy gaan. So in elke oomblik is God met ons. So moet dit nooit betwyfel nie. Al gaan jy deur die dal van doodskare weer, né? Al gaan jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe, maak nie saak nie. God is altyd met ons. So die Here het 'n dubbele afspraak gehad. So ek sê sy wat gedoop is, en net daar uit die blou tyd. Ek het dit nog glad nie verwag, obviously nie. Maar ek dink die laaste profetiese woord wat ek gekry het, was seker 7 jaar terug. Wat ek het vir die gesê, Here, ek kan nie meer. Want gewoonlik as iemand 'n profetiese woord jou uitspreek, dan is dit asof letterlik die hel oor jou oopbars, né? So ek prys die Here vir dit. Want die Here het maar net kom bevestig net waar jy op daai stadium van jou lewe is en dit wat jy voor hom bring. Hy weet presies. OK. So vanoggend herdenk ons die geboorte van Christus as ons verlosser. Ek gaan vir ons, as baie van die evangelies wat die boodskap van die geboorte van Christus vir ons gee, maar ek gaan spesifiek vir ons vanoggend uit Lukas 2, gaan ek vir ons lees vanaf vers 1 tot vers 20. En die opskrif is die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig
dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters, vers 8, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. OK. So, hoe kom die stukkie uit Lukas? Die stukkie van Lukas gee vir ons twee wêrelde, né? Die een gedeelte is die wêreldse stelsel waar daar 'n getalmening geneem moes word, né? 'n sensus opgeneem moes word. En die ander gedeelte is die koms van Christus. So Lukas deel vir ons daai twee gedeeltes in. So die wêreldse kant is die keiser Augustus, né? Wat op daai stadium was hy die magtigste man ter wêreld, né? En God se plan was Josef en Maria wat as verteenwoordigers van die heilsplan van God, né, gestaan het. So die sensus van keiser Augustus, dit was die instrument wat God gebruik het om Jesus in Bethlehem te laat gebore word, as ek dit so kan sê, né? Sodat Jesus in Bethlehem gebore kan word en moet word. Hoekom sê ek dit? Want dit het beklemtoon Jesus se stamboom, né? Uit die stam van Dawid. So ons weet almal, vir al die Jode is baie gesteld op die stamboom waar hulle vandaan kom, met goeie reg. En die feit dat
dat Jesus in Bethlehem moes gekom het, het die verbintenis, saam met Josef homself moes gaan registreer daar, en as afstammeling van die huis van Dawid, is dit hoekom hulle daar is. Want dis in vers 3 en 6, praat dit van Josef en Maria en die ongebore Jesus. In daai tyd moes hulle omtrent 112 kilometer per donkie, né? Of per esel moes hulle gery het. Met iemand wat 9 maande swanger is, hulle kry nie blyplek in Bethlehem nie, hulle kry 'n krib, ongerief, maar dit is wat die feit dat ons in God se plan is, of in God se wil beweeg, beteken nie noodwendig dat alles gaan maanskin en rose wees nie. Daar gaan tye van ongerief wees. En dis presies wat Josef en Maria beleef het, nê? Tye van ongerief, waar hulle in die krib moes gaan. En dan Lukas beklemtoon die volgende, in daai gedeeltes, beklemtoon hy, dat God is en bly in beheer van alle geskiedenis wat hier op aarde gebeur, nê? So, hierdie bevel tot 'n sensusopname, en natuurlik nog gelei tot Jesus se geboorte in Bethlehem. En dis nou waar ek die volgende, as jy mens gaan kyk na die Ou en die Nuwe Testament, daar is baie profesieë. Nou die kans, nee, ek weet nie of julle daar kan sien nie. Met almal hulle brille op vanoggend. Ja, ek hoop so. Die feit dat jy as mens miskien een profesie in jou lewe gaan laat waar word, is 0,0000% amper, né? Ek het nou daarso so 8, né? Waar dit duidelik in die Ou Testament geprofeteer is, die koms van Christus, waar hy gebore gaan word, wat met hom gaan gebeur, al daai tipe van dinge. So ek het dit so Ou Testament aan die linkerkant, en dan die Nuwe Testament, wat dan lynreg staan oor die profesie, né? Wat in vervulling gekom het met die geboorte van Christus. Okay, so die eerste ene in die Ou Testament is Micha 5 vers 1, wat sê, maar jy, Bethlehem Ephrata, jy is klein onder die familie in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my, dis God, behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. So, waar daai profesie in vervulling gekom het, in die Nuwe Testament is Matteus 2 vers 1, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom. So, dit handel oor die geboorte van Jesus Christus in Bethlehem. Die volgende het betrekking op die geboorte vanuit 'n maagd, né? Jesus is die maagd Maria gebore. In die Ou Testament, Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. So waar staan dit in die Nuwe Testament? Waar is daai profesie vervul? In Lukas 1 vers 30 tot 35. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Vers 31. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. 32. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik?
aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. En die engel antwoord daar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Die derde vervulling van die profesie daar, is die feit dat die geboorte van Jesus is vooruitgegaan deur 'n boodskapper wat die boodskap gebring het. Nee? Jesaja 40 vers 3 in die Ou Testament. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. En daai profesie is vervul Matteus 3 vers 1 tot 3. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Die volgende vervulling van profesie in die Ou Testament, waar dit gaan oor die bediening van Jesus Christus, weet ons, was gevul, né? Of gekenmerk deur wonderwerke wat gebeur het, en wonderwerke wat hy gedoen het. In die Ou Testament, in Jesaja 35 vers 5 en 6, staan geskrywe, blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld. En daai vervulling het gekom in Matteus 11 vers 4 tot 5, waar geskrywe staan, Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes, nee, dis waar Johannes die vraag gevra het, is Jesus die een wat geprofeteer is, nee, is dit die een wat hulle moes voorgewag het? Dis sê Jesus gaan antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Op hierdie punt wil ek sommer ook weer oor Sondag die pastoor wat daar voor staan sê hy moes eintlik nie daar gewees het nie. Want hy was met kanker gediagnoseer en die dokters het vir hom 6 maande gegee om te lewe. Daar staan hy nog steeds, né? Kankervry. So dit is die God wat ons dien. So as jy vanoggend hier sit en wonder, kan God my genees? Ja, hy kan, né? Sal God jou genees? Ja, hy sal op sy tyd, né? Nie op my tyd nie, nie op enige iemand anders se tyd nie. Op sy tyd sal hy jou genees. Is dit onmoontlik vir hom? Nee, niks is onmoontlik by die Here nie, né? Niks is onmoontlik nie. So God het hom aangeraak, God het hom genees. Toe hy teruggegaan het na die dokters toe skeer hulle sy verslag op, né? Toe sê hulle kan nie verstaan wat hier aangaan nie. Want hulle het hom basies 6 maande gegee om te leef. En daar is nie 'n teken van kanker in sy liggaam nie, né? So toe sê die dokter vir hom, julle geloofsmense, iets soos daai. So die dokter kon sien maar iets 'n wonderwerk het gebeur, nee. 'n Wonderwerk het plaasgevind. So nooit begin twyfel in die feit dat God nie 'n wonderwerk in jou lewe kan doen nie, nee. Okay, die volgende profesie wat vervul is in Jesus, Ou Testament, waar dit gaan oor die triomfantelike intog, nee, wat Jesus gehad het.
waar hulle hom gesien het as die wêreldse verlosser. In die Ou Testament, Sagaria 9 vers 9, staan geskrywe: Jubel, Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Kyk hoe amazing is dit, né? In Matteus 21 vers 7 tot 9. Hulle het die donkie en die vul gebring. Het jy daai al raak gelees? Baie maal die storie wat gaan, Jesus het ingegaan en hulle die donkie gebring, né? Nou was actually 2. Nee. Net soos die wyse manne. Daar was nie 3 wyse manne nie, daar was wyse manne. Nee, daar was meer as 3. Baie maal lees 'n mens, jy lees dit, maar jy steek vas by 3 wyse manne, né? Daar staan nie in die Bybel 3 wyse manne nie. Daar's 3 geskenke gegee, né? Goud, mirre en wierook, né? Maar dis nie noodwendig dat dit net 3 was nie. Daar was wyse manne, daar was ook 2 donkies, né? Of 'n donkie en 'n vul. So hulle het die donkie en die vul gebring. Van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi. En ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, ek gaan hierso plan maak, sorry gaan. Wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: Prys die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Dan die volgende profesie wat vervul is in die Ou Testament en Nuwe Testament deur Jesus, is waar Jesus verraai is vir 30 stukke silwer. In die Ou Testament, in Sagaria 11 vers 12 tot 13, staan geskrywe: Ek het vir hulle gesê, as julle wil, gee my loon. As julle nie wil nie, laat staan dit. Hulle het toe my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Die Here het vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker, en dit was nogal die kosbare loon wat hulle gemeen het ek werd is. Maar ek het die 30 stukke gevat en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Ek weet nie of julle weet nie, maar miskien is daar van julle wat dit nie weet nie. Maar daar was amper 'n 400 jaar gap, né? 'n 400 jaar stilte van God af na die mens toe. Waar God nie met die mens gepraat het nie, waar daar nie profeseë was nie. So jy kan maar sê tussen die Ou Testament en die begin van die Nuwe Testament is daar 'n periode van 400 jaar, né? So dink gou in, ons is 30, 40, 50, ek weet nie wat, 80, né? Dit is jou leeftyd. Nou dink gou in 400 jaar, né? En hierdie profesie is 400 jaar of meer as dit miskien terug. Het die Here daai woord gegee vir Sagaria, né? En Jesus kom en hy kom vervul dit. In Matteus 26 vers 14 tot 15, waar hy sê, toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. En in Matteus 27 vers 7 tot 10, hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem.
toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en hulle het die 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. So dit is so amazing hoe die Here 400 plus jaar terug alreeds daai profetiese woord kom gee het. En Jesus het gekom en hy het die een na die ander, in vervulling gebring. So ook die stil swye voor sy aanklaers. In die Ou Testament, Jesaja 53 vers 7, staan, hy is mishandel. Maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, en soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. En daai profesie is vervul in Matteus 27 vers 12, wat geskrywe staan op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde, het hy niks geantwoord nie. In dieselfde teksgedeelte of dieselfde profesie het Filippus, toe hy die Ethiopiër ontmoet het, het gevra het, verduidelik vir my asseblief, wat staan hier, met van wie praat, weet die profeet daarso. Die skrifgeleerde wat hy gelees het was, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. En die laaste profesie wat ek dan nou gaan noem hier vandag, is die opstanding. Alreeds in Psalm 16 vers 10, staan geskrywe, U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. En daai profesie is vervul in Handelinge 2 vers 29 tot 31. Daar staan, broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe. En sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Vers 31. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. So my vraag aan jou vanoggend, wat beteken hierdie Kerstyd vir jou? Het jy al tot die besef gekom dat Jesus is gebore, Dis 'n feit. Maar het hy vir jou nog steeds die baba Jesus gebly? Is dit nog steeds die baba in die krib wat jy raak sien? Is dit nog steeds die baba in die krib wat na gekyk moet word, wat moet gevoer word en drooggemaak word en al daai tipe van dinge op die 8ste dag besny is en die Here geoffer is, opgedra is? Is dit nog steeds die baba Jesus wat jy in jou gedagtes het? As jy tot Jesus bid of as jy leef elke dag, is dit hierdie babatjie wat jy nog steeds voor jou sien? Of is dit die opgestane Christus? Is dit Jesus Christus wat vir jou aan die kruis kom sterf het? Is dit Jesus wat my en jou sondes, in sy liggaam kom neem het, Daai offer wat God gebring het, hy het sy seun kom bring, Hy het sy seun vir ons kom bring, sodat ons nie verlore mag gaan nie, sodat ons die ewige lewe kan hê en mag hê, Maar hoe kom jy daar? Hoe kom jy daar? Net
deur Jesus Christus te erken as die seun van God, om in te nooi in jou lewe, nê? En jou sondes te bely, nê? En 'n pad saam met hom te stap. Want jy gaan nie 'n pad saam met 'n babietjie kan stap nie, nê? Jesus is nie meer die babietjie nie. Die wêreld daar buite projekteer Jesus nog as die babietjie en baie mense hak vas by Jesus die babietjie. Maar as jy mens kyk na hierdie profeseë, nê, wat God al lank terug kom gee het, en Jesus het die een na die ander het Jesus kom vervul. Geen mens kon dit nog doen nie, nê? Net God. So Jesus is God, nê? Hy is God en het in die vlees gekom sodat ek en jy God kan sien, nê? God se hart kan beleef. God se dit wat God graag wil hê ons moet leef en vir ander mense tentoonstel, nê? Die godheid van wie God is. Dit is eintlik wat ons doel en ons plan is, nê? Dit is ons doel en plan wat God vir ons lewens het. Dat daar waar mense jou sien, daar waar mense jou ervaar, nê? Sien hulle Christus in jou lewe. Sien hulle Christus in jou dade en jou aksies. Sien hulle Christus in jou woorde. En ek meen baie van ons val, nê? Ek in kluis, nê? Baie val. Partymal gaan ons geloof ook hier in die drein af, nê? Wanneer dinge om jou gebeur. En dan vra jy, Here, waartoe nou? Nê? Wat moet ek nou nog deurgaan, nê? Hoekom ek, Here? Nê? Hoekom ek? Is daar nie iemand anders wat dit miskien kan deurgaan, maar hoekom ek, nê? Maar God het 'n doel en 'n plan met elkeen van ons se lewens. As dit is om deur hy dip te gaan, dan is dit om deur die dip te gaan, nê? Maar nog steeds die naam van Jesus groot te maak. En om nog steeds nie jou geloof in God se krag, nê, sy almagtige krag te verloor nie. Want ten spyte van dit, ten spyte van dit waardeur 'n mens gaan, daai droë woestyntyd, nê? Ten spyte van die droë woestyntyd waardeur jy gaan, is daar na 40 dae vir jou brood, nê? Daar is na 40 dae vir jou brood na die woestyn. En daai brood is die woord van God, nê? In daai woestyntyd, selfs na dit, God sal jou kom voed met dit wat nodig is op daai stadium. So, as jy nog vaskyk in die baba Jesus vandag, nê, wil ek vir jou vra om jou visie, kyk verby die baba Jesus, nê, kyk verby die krib en die goud en die mirre en die wierook, nê, kyk verby dit, maar sien dat die verlosser Jesus Christus is vir jou gebore. Dit is die eintlike rede. En ons weet, ek meen Jesus is nie vandag gebore nie. As jy nie geweet het nie, surprise, ek gaan nou nie in detail aangaan nie, maar die feit dat ons 'n herinnering kan bring, nê? Net soos met die nagmaal. Jesus sê, bring in herinnering dit wat ek vir jou kom doen het, nê? Die feit dat ek my liggaam vir jou geoffer het aan die kruis, bring dit in herinnering. Onthou dit, nê? Net soos Maria onthou het. Dit wat die wagters vir haar kom sê het. Sy het dit onthou en in herinnering gebring en die hele tyd daaroor nagedink oor wat het hierdie veldwagters, die skaapwagters, nê, wat het hulle vir my kom sê oor hierdie kindjie, nê? En ek meen, die engel het self vir haar die boodskap gebring van die geboorte van Christus. Hy het self daai boodskap gebring. Maar ek dink nie sy het dit in soveel detail geglo nie totdat dit gebeur het. So kyk verby die krib, nê? Kyk verby die baba en besef dat jou verlosser Jesus Christus is gebore. En waar staan jy vanoggend, nê? Waar staan jou saligheid vanoggend? Het jy al
vir Jesus aanvaar as jou saligmaker en jou verlosser? Het jy al alles oorgegee, né? In sy hande? Het jy alles kom neerlê by die kruis? Vertrou jy God ten volle, né, met dit wat in jou lewe gebeur op die oomblik? Dat hy weet die beste. As God in die 2000 plus jaar profesie kon uitstort, né? En 400 jaar na die laaste ene dit in vervulling kon bring deur Jesus Christus. Wie sê hy kan dit nie vir jou kom doen nie, nê? Wie is ek as mens of jy as mens wat kan sê dit sal nooit in jou lewe gebeur nie, nê? Sny dit af in Jesus naam. Want God is almagtig. Hy is in staat tot veel meer wat ons ooit kan droom of kan dink, né? So vertrou God in jou omstandighede. Vertrou dat die verlosser Jesus Christus aan wie jy jou lewe oorgegee het, dat hy die beste vir jou beplan het. OK. Amen. Kom ons sluit gou af. Aba Vader, Here, baie dankie dat U alreeds, my God, van die begin af, Here, van die begin, Here, is U al met ons, Here. Van die begin af, Here, het U die geskiedenis, Vader, in U hande. U ken elkeen van ons, Vader, by die naam. U ken elkeen van ons, Here, met elke gedagte, Here, wat ons koester, my God. U ken elkeen van ons se hartsbegeertes, my God. Here, die woord sê vir ons, dat U kom gee dit vir ons in ons slaap, Here. Ek bid vandag, Here, dat waar iemand al 'n hartsbegeerte voor U kom neer lê het, Jesus. Here, dat U, soos U hierdie profesie kom vervul het, my God, dat U ook in daardie persoon se lewe, Vader, daardie hartsbegeerte sal kom vervul, Here. Wat dit ook al mag wees, Here. Want die woord sê vir ons, Here, dit wat ons in U naam vra, Here, dit sal U vir ons gee, Vader. Omdat ons U liefhet, Here. Omdat U die seun van God is. Omdat U waarlik God is, Here. Dankie, Here, dat U deur al die eeue al, Here, wat die geskrifte opgeteken staan, Here, die een profesie na die volgende profesie, Here, laat neerpen het, Vader. En Jesus, dat U gekom het en die een na die ander. Ek neem aan en ek dink, Here, daar is veel meer wat ek nie nou al genoem het nie, Vader. Maar Here, U het gekom en U het elkeen van daai kom vervul, Here, deur die geboorte van die Seun Jesus Christus aan die wêreld te kom gee. Dankie dat ons ook net vandag, Here, die geboorte van U Seun as mens, Here, in herinnering kan bring, Here. En ons kom sê vir U dankie, Here. Dankie, Abba Vader, dat U Seun gestuur het om vir ons aan die kruis te kom sterf. Om ons sondes, Here, in sy liggaam te neem, in sy bloed wat vir ons gevloei is, Here. Elke een, Here, wat op hierdie aarde is, Here. En ek bid vandag, Here, dat die wat nog vaskyk, Here, in die baba Jesus in die krib, Here, dat U hulle visie sal verbreek, my God. Dat U hulle sal laat verby die krib kyk, Here, na die verlosser Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis. Maar die beste van alles is, Here, dat U opgestaan het na die derde dag. U het opgestaan uit die dood, Here, U die dood oorwin. Net so, Vader, wanneer ons in U is, Here Jesus, dan oorwin ons ook die dood, Here. Vir die wêreld lyk dit na die einde, Here, maar vir ons weet ons, Here, dit is net 'n oorstap van die een na die ander. Mag U naam geheilig word, Abba Vader. Mag U koninkryk kom vandag, Here. En Here, waar families vandag by mekaar kom, Here, mag hulle weet en besef, Here, dit gaan nie oor 'n gedrinkery en 'n partytjiery nie, Here. Dit gaan nie oor wat ook al nie, Vader.
maar dit gaan oor Jesus Christus, wat vir ons gebore is as verlosser en koning. Ons loof en ons prys U Vader, en ons eer U kosbare naam, en ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen.